Shalom, shalom, bekendes en onbekendes. Dit is lekker om terug te wees. Welkom terug by BHM. Dit is nou al 'n tydjie wat ek nie gebroadcast het nie, vir verskeie redes, maar ons is back on track, alright, en ons gaan vanoggend sommer sterk afskop, alright, so buckle up. Here it goes. So, 'n interessante dingetjie. As ek nou die dag gevra. So vir die van julle wat my volg op social media, weet dat, en wat al my vorige broadcast gekyk het, weet dat ek is vreeslik passievol oor huwelike en verhoudings, gesonde verhoudings. Wat verhouding is nie noodwendig altyd gesond nie. So gesonde verhoudings en spesifiek die man se rol in daardie verhouding. En toe kom daar 'n interessante vraagie op. En die vraag was as gevolg van my posts en die dinge wat ek share, as gevolg daarvan was die vraag, haat ek mans? Goed. So, ek wil hierdie nuwe seisoen van Beating Heart Ministries afskop met hierdie. Right. Nee, ek haat nie mans nie. Okay? Ek is nie een of ander feminist of enigiets soos dit nie. Ek het wel 'n baie sterk siening, 'n baie sterk opinie, gebaseer op feite, okay, wanneer dit kom by die rol van die man, okay. Daar is oor die 90% van die mense in ons populasie wat vasgevang is in dwelms, wat in tronke sit, wat net geen purpose het nie, okay? Meer as die helfte van ons populasie, as gevolg van vaderloosheid, okay? As gevolg van mans, wat nie hulle geestelike en Christelike rol, okay, vervul het, toe hulle die kans gehad het nie. As gevolg van mans wat uitgestap het op vrouens wat hulle net probeer lief gehad het. As gevolg van mans, is daar kinders wat onwaardig voel, wat verwerping ervaar, daagliks, okay? So, my mikpunt is nie om op mans te pik nie, okay? My mikpunt is wel om mans te laat besef, die impak wat hulle het op vrouens en op hulle kinders, alright? Ek dink, mense bly te veel stil oor die feite, okay? En ek het al menigte duisende counseling sessions agter my rug. Vir die van julle wat nie weet nie, ek het my bachelor's degree in counseling klaar gemaak laas jaar, en ek het al menigte gebroke vrouens voor my gesien sit, as gevolg van 'n vaderfiguur in hulle lewens wat hulle teleurgestel het. Okay. Ek het al menigte kinders voor my sien sit, alright, menigte kinders gesien probeer selfmoord pleeg, okay, as gevolg van vaderloosheid. As gevolg van paas, wat nie eers die kern van liefde, wat Jesus Christus is, verstaan nie, of aanvaar nie. En vir daardie rede is ek very outspoken oor gebroke mans. Want mans gaan altyd soos volg, okay? Hulle gaan altyd soos, my vrou gee my nie genoeg intimiteit nie. My vrou is 'n koue heks, okay? My vrou nag. My vrou gun my niks. My vrou soek altyd fout, okay? Maar weet jy man, dat jou vrou is 'n refleksie van jou, okay? Dit wat jy haar gee, is dit wat jy gaan terugkry. En as jy vir iemand gaan gee wat untrustworthy is, as jy vir iemand gaan gee wat sy weet, dat sy weet, haar hart is nie veilig by jou nie, dan moet jy maar weet wat jy gaan kry, is dit wat jy gegee het. Alright? Jou vrou, 'n vrou, kom ons sê net 'n vrou, sal 'n man nooit net fisies los nie.
Okay? Sy skei emosioneel lank voordat sy jou fisies los. Okay? Wat beteken jy moes haar emosioneel so geskaar het, so afgeskeep het, so onwaardig laat voel het, so laat voel het dat sy moet kompeteer met alles in die wêreld, dat sy jou emosioneel geskei het, lank voor sy jou gelos het. Alright. So nee, weer eens, ek haat nie mans nie, maar ek dink dit het tyd geword dat mans hulle goddelike rol invat. Kyk, daar is baie goeie mans daar buite. Hulle is ongelukkig baie uil gesaai, want meerderheid van die mans is te macho om te gaan gesond word van hulle kindertraumas. Meerderheid van die mans is te macho om te gaan en te sê, luister, ek kort hulp, I'm failing. Hulle wil dink hulle is in beheer, want hulle kan wat ook al doen, okay, besighede hardloop, hulle kan sport speel, hulle kan saam met die manne gaan drink, hulle wil dink hulle is in beheer van hulle eie lewe, maar meanwhile, back at the ranch, is hulle verlede, as 'n klein seentjie wat verwerp is daai verlede besig om hulle te beheer, is daai verlede besig om seker te maak, dat hulle op die vrou, wat gestuur is om hulle te lief te hê, wat gestuur is om hulle te ondersteun, en by te staan, en al hierdie mooi dinge, okay, hierdie goeie vrou wat vir hulle gestuur is, hulle is besig om op haar te bloei, maar sy is nie die een wat hulle gesny het in die eerste plek nie. Dit was sy pa wat geloop het. Dit was sy ma wat hom nie lief gehad het nie. Okay? Dit het niks te doen met die vrou wat jy wil lief hê nie. Maar jy kan dit nie sien nie, want jy is die macho man. Jy is in beheer. Jy is God oor jou lewe. En ek wil net vir julle sê, vir solank as wat jy dink, man, okay, dat daar is nie 'n hoër gesag as jy nie, right? Is ek jammer om jou mee te deel, dat as jy jouself nie gaan humble nie, sal die lewe jou humble. Alright? En dit is ook hoekom jy mans kry, wat alles verloor het, en net nie weer kan opstaan nie. Julle is gebore, okay, met 'n amp, okay, met 'n jou goddelike doel was om 'n leier te wees. Jou goddelike doel was om jou vrou lief te hê, soos Christus die kerk. Dit lyk nie soos verwerping nie. Dit lyk nie soos die fout soek by jou vrou nie. Okay? Dit lyk soos daai posts van my, né? So ek gaan dit nou sommer net sê, right? Gebroke man, as jy nie hou van die goed wat ek post nie, want dit is te veel van 'n spieël vir jou, unfollow my, jy moet dit nie lees nie. Alright? Want ek gaan nie stil bly, terwyl daar vrouens en dogters en kinders daar buite is, wat nag na nag huil, en vra, hoekom is my pa nie, hoekom is my pa nie lief vir my nie, hoekom het hy uitgestap op my, hoekom is ek onwaardig om liefgehad te word, is ek te moeilik om liefgehad te word. Ek is jammer. As my post jou ongemaklik maak, omdat jy self 'n gebroke man is, unfollow my. By all means, I will take no offense. Okay? Maar weet net, dat jou verlede, as 'n klein seentjie, wat nou net vasgevang is in 'n groot man se lyf, okay? Want deep down is jy dan nog steeds net 'n klein seentjie, wat nie ownership kan vat van jou seer nie. Dit gaan net continue. It's just a vicious cycle, en jou kinders gaan dit eendag voel. As hulle nie al klaar doen nie. En jou vrou gaan jou heel moontlik emosioneel skei, oor dat jy nie vir haar die man is wat Christus jou geroep het om te wees nie. So, hierdie is waarmee ons afskot. Nee, ek haat nie mans nie, maar ek gaan nie stil bly, sodat gebroke mans gemakliker in hulle sitplekke kan sit nie. So, ons is terug met 'n bang, en ons gaan sê wat moet gesê word, en ons gaan praat wat moet gepraat word, en die wat nie daarvan hou nie, shalom vir julle.